Het jy al ooit met iemand 'n gesprek gehad en dan pak hulle eintlik so bietjie by jou af en halfpad deur die gesprek as jou hart oë gehad het, dan het hulle net so groot getrek, maar jy moet nou jouself mooi beheer hierso, want in daai oomblik besef jy ek het nie 'n idee wat om vir die persoon te sê nie. Ek het nie 'n idee wat om vir jou te sê om hierdie situasie beter te maak nie. Niks wat ek nou gaan sê gaan vir jou kan help nie. Ek het nie 'n klou wat om vir jou te sê nie. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Het jy al so gevoel? Het jy al so 'n gesprek gehad? So, daar's 'n paar verse wat dan so 'n draai by jou gedagtes kom maak. Verse wat jy al gehoor het en wat min of meer iets in lyn sê, dit gee jou 'n antwoord sonder om 'n antwoord te gee. Verstaan julle daai vraag? Of daai opset? So een van daai verse is, God sal alles ten goeie laat meewerk. En dis waar, dit is so, hy doen, hy laat alles ten goeie meewerk, maar dit is een van daai, dan in ons het al die woord, smokescreen, wat is dit? 'n rookskerm, ek moet dit net direk vertaal, dan sal ek weet. Dis een van daai rookskerm antwoorde. Ek weet nie eintlik wat om te sê nie, so al wat ek vir jou gaan sê is God sal alles ten goeie laat meewerk. Een van die ander, en dit is die een waaroor ons gaan praat vanoggend, is Jakobus 1, vers 2 tot 4. En ek wil dit vir julle lees. Jakobus 1 vers 2 sê, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer julle deur allerlei versoekinge oorval word. Ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, ek weet jy sukkel, ek weet dit is vir jou moeilik op die oomblik, ek weet jy word aangeval van alle kante af, maar wees net bly. Nou as ek vanoggend vir jou moet vra, wat beteken dit? Wees net bly. Hoekom? Hoekom moet ek bly wees? Ek word dan aangeval. Niks in my lewe werk uit op die oomblik nie. Hoekom moet ek bly wees? Ek was al aan die ontvangkant van hierdie vers gewees. Ek is al die een gewees waar daar gesit het en iemand het vir my gesê, ag, dit louter vreugde my broer, wanneer jy deur allerlei beproewinge gaan. En ek kan vir jou beloof, daar's 'n klomp goed wat hier in my hart opkom, maar vreugde is nie een van hulle nie. Ek raak so 'n bietjie omgekrap aan die binnekant. Ek raak so 'n bietjie kwaad, want hoekom? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Voordat ek te ver aangaan, ons het mense wat verjaar vanoggend in die diens. En as ek die ding so kyk, het sy vir haar geskenk saamgebring. Baie geluk. Mag die Here jou seën met alles wat jou hart begeer. Amen. Maar sien, daar kom moeilike goed ook oor ons pad. En dan sukkel ons om te verstaan, hoekom bring dit vir ons vreugde? Hoe moet ek ervaar dat dit vir my vreugde bring? En dan kom Jakobus en hy praat so 'n bietjie verder, vers 3 en 4, hy sê, omdat julle weet, dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot 'n volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekort skiet nie. Nou, daar's iets om oor bly te wees. Volmaak sonder gebrek en in niks tekort skiet nie. Ek meen, as ek by daai plek in my lewe kan uitkom, dan het ek rede om gelukkig te wees. As ek volmaak kan wees, sonder gebrek en in niks tekort skiet nie. Nou, ek het nou al die grappie vertel, en ek het hom eintlik gehoor, by die vorige pastoor vir wie ek gewerk het, en ek gaan hom vir julle vertel, so 'n bietjie tong in die kies. Die pastoor vra vir die gemeente, praat ook oor volmaak wees, en hy vra vir hulle, wie van julle is volmaak? Weet, om eintlik nou maar die punt te staaf, dat niemand volmaak is nie. En agter, min of meer daar waar Jaco sit, staan 'n oom oop, en hy steek sy hand op, en die pastoor se moed sak tot in sy skoene, want dit was nou nie die punt wat ek probeer maak het nie. Die punt is, niemand is volmaak nie, en hy vra vir die oom, is oom volmaak? Hy sê, nee seun, ek is nie volmaak nie, maar my vrou se vorige man was volmaak, lyk dit vir my. Niemand is volmaak nie.
Ons gaan nie daar uitkom nie. Maar hier kom die woord van God aan en hy beloof dat op 'n punt in jou lewe, wanneer jy deur allerlei beproewinge gaan, wanneer jy leer daaruit, wanneer dit volharding in jou kweek, gaan jy by 'n punt van volmaaktheid uitkom. Gaan jy by 'n punt uitkom waar jy geen gebrek het nie, waar jy in niks kort skiet nie. Klink dit nie soos 'n idilliese plek om te wees nie? Nou ek wil vir julle die punchline voor die tyd gee. Daar's net een plek in jou lewe waar jy dit 100% gaan beleef. Net een plek. En die hartseer nuus is as jy gaan hierdie tentwoning moet verlaat. Jy gaan hierdie aarde moet agterlos vir jou om 100% by 'n volmaakte, geen gebrek, en niks kortskiet plek uit te kom nie. Maar daar's 'n gedeelte van dit wat ons hier op aarde kan beleef. En daar is. Want die woord van God sê dat daar is. Nou, as julle soos ek is, gaan julle aanhou vra. En deur aanhou vra te vra, gaan julle by dieper goed in God se woord uitkom. Niks nuut nie, net goed wat alreeds daar is. So dis 'n mooi belofte. En as ons hom aan een lees, dan klink dit soveel mooier. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer julle deur allerlei versoekings gaan, of deur allerlei versoekings oorval is. Omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring, maar julle volharding moet tot 'n volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. Dit klink soos 'n wonderlike belofte, maar hoe kom ek daaruit? Want ek weet nie van julle nie, maar die bewyse is reg rondom ons, veral in hierdie tyd, veral in die vakansietyd, veral wanneer mense nie maandag hoef te gaan werk nie, is die bewyse daar, dat ons volhard nie meer so baie nie. Kom Januarie, dan is volharding eerste op ons lys. Dan druk ons deur, en ons by die bullet, en ons gaan deur, en Februarie maand, ek sê dit nou al, berei julle self voor, Februarie maand gaan ons vas, en gaan ons bietjie volhard. Maar die bewyse is reg rondom ons dat mense nie volhard nie. So hoe kom ons by daai punt uit waar ons volhard? Want dit is tog die vereiste. Hy sê as jy volhard, gaan jy by die plek uitkom waar jy volmaak is sonder gebrek en niks kort kom nie. So as ek nou my preek hier moes afsluit vanoggend, en vir julle sê baie dankie dat julle gekom het, wat sou jy mee huis toe gegaan het? Hoe volhard jy, as ek vir jou daai vraag moet vra, hoe volhard jy dan nou? Ek sien die woord van God is eintlik so amazing. Want net na dit noem hy 3 situasies, en ek glo met alles in my, dis die 3 situasies waar ons as mense die moeilikste volhard, die moeilikste deurdruk, die moeilikste probeer aan die ander kant uitkom waar ons beter gaan wees, meer geleerd gaan wees, meer volmaak, nader aan volmaak gaan wees, en sonder gebrek. Sien, die eerste ene is, wanneer dit kom by 'n tekort aan wysheid, en onkunde oor 'n saak. Wanneer ek nie weet wat om te doen nie, Here, ek vra vir 'n antwoord, ek het opsie A en opsie B, Here, ek weet nie wat om te doen nie. En wanneer ons God vra vir wysheid, dan sukkel ons om te volhard. Want ek kan nie wag tot God vir my 'n antwoord gee nie, weet hy nie wat is my tydskedule nie. Ek moet teen Januarie besluit. Wanneer ons tekort het aan wysheid en ons is onseker oor 'n saak, sukkel ons om te volhard deur te soek vir wysheid. Wanneer dit kom by finansies, armoede, sukkel om daar te volhard. Ons maak vinnig 'n plannetjie. Ons maak vinnig 'n plan en ons gaan praat met mense en ons vra mense en ons maak baie groot beloftes wat ons nie altyd kan nakom nie. Wanneer dit kom by ons finansies, sukkel ons om te volhard. En dan die een waaroor ons nie so baie praat nie, kyk, die ander twee praat ons gereeld oor. Ons praat gereeld oor, ek weet nie wat om te doen nie. Ons praat gereeld oor hoe duur het die goed geword en my geld werk net nie uit nie. Weet, 'n brood kos al, ek weet nie hoeveel kos 'n brood nie, R20. Ja, ons is nie vreeslik ryk nie,
Ek let net nie vreeslik op nie. Dis die probleem. Maar die een waaroor ons nie so baie praat nie, is versoekinge. Wanneer die lewe ons bietjie versoek, wanneer hy daai wortel so voor jou neus hang, en sê, ag, dit is Desember, rus bietjie, relax. Dis vakansie, wie hoef kerk toe te gaan, man? Die versoeking om by die huis te bly, is te groot en ons sien dit. Kyk, die mense wat by die see is, ons gun dit vir hulle. Hulle moet net onthou ons maak beurte. So hulle moet sorg dat ons ook 'n beurt kry. Amen. Maar kom ons trek weg, want ek wil met julle oor daai 3 goed praat. Wysheid, finansies en versoekinge. So die eerste een is ons het tekort aan wysheid. En weet julle wat maak God se woord eintlik so amazing? Dat jy hoef nie eens ver te gaan soek om die antwoord te gaan kry nie. Net in die volgende paar verse, ons het nou vers 2 tot 4 gedoen, en nou doen ons vers 5 tot 8. Hy sê, as enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud, sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf wat in die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy is dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Sjoe, en dit klink amper asof Jakobus bietjie persoonlik raak hier op die einde. Hy sê iemand wat nie vir wysheid vra nie. Onthou, hy sê nie iemand wat nie wysheid het nie. Hy praat van iemand wat vir wysheid vra. As jy nie vir wysheid vra nie, is jy dubbelhartige mens. Is jy maar soos 'n golf wat in die see rondgewaai word. Nou het jy al by die see gekom, en dan sien jy daai skuim bo op die see. En as die wind optrek, dan trek hy daai skuim so oor die sand, oor die strand, laat dit sulke strepe lê. Hy sê, iemand wat nie vir God wysheid vra nie, is maar soos daai skuim. As die wind die kant toe waai, dan gaan jy die kant toe. En as die wind van die lewe jou daai kant toe waai, dan gaan jy nou maar soontoe. En jy is nooit op die plek waar jy moet wees nie, want jy is maar daai ou golf hier, daai skuim wat deur die wind rondgewaai word. Is nie standvastig nie. Sien, ons het wysheid eintlik nodig vir elke liewe situasie in ons lewe. Ek wil so ver gaan om te sê dat as jy in die oggende voor die spieël staan en jouself wil aantrek, het jy wysheid nodig om vir God te vra, Here, watse das moet ek vanoggend by watse hemp aantrek? Ek hou van dasse, ek versamel dasse, so ek staan baie oggende daar, dan ek weet nie wat om te kies nie. Ek het choice paralysis. As Larusha my winkel toe stuur en sê, gaan kry vir ons ietsie lekker, dis 'n 3 ure uitstappie vir my. Want ek sal voor daai rak staan en nie 'n idee hê wat om te vat nie. Gister het ons bietjie in die mall gewees en ons besluit om iets te gaan eet. En op 'n stadium maak ek die menu toe en ek sê, nee, Larusha, besluit jy nou maar. Ek weet nie, ek kan nie. Sien, ons is op hierdie plek, want ons vra die Here nie vir wysheid nie. Ons vra hom nie, Here, wat moet ek nou doen nie? Ons vra, maar ons vra nie die regte vrae nie. Ons vra soos, Here, hoekom moes hierdie nou gebeur? Hoekom moes ek nou hierdeur gaan? Hoekom moes hierdie nou oor my pad kom? Here, ek verstaan nie waarmee U besig is nie. Here, hoekom moet ek so ly? Sien, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons deur moeilike situasies gaan, moet ons begin vra soos, Here, wat wil U doen? Here, wat wil U met hierdie situasie in my lewe bereik? Here, wat wil U my leer? Here, hoe wil U hê moet ek lyk as ek hierdeur gegaan het? Here, wat is daar in my lewe wat U probeer van ontslaa raak? Wat is daar in my lewe wat U probeer uitwerk? Wat is daar in my lewe wat U probeer kweek? Want sien, die Here gebruik elke liewe dingetjie om jou 'n beter mens te maak. Hy sê dit in vers 2 en 3 en 4. Hy sê, al hierdie goed gaan jou by 'n punt uitbring waar jy volmaak en sonder gebrek is. So vra vir jouself die vraag, wanneer moeilike goed jou pad langs kom, vra die Here vir wysheid, Here, wat wil U in my lewe verander, sodat ek meer volmaak
sonder gebrek en in niks sal kortskiet nie. Sien, daar is soveel mooi beloftes in die woord eintlik, wanneer ons deur moeilike goed gaan. En wanneer ons die Here eenvoudig vra vir wysheid, weet jy wat, hoeveel van hierdie beloftes gaan hy vir jou gee? Elke liewe een, ek wil vir jou net een van hulle voorlees. Jesaja 41 vers 10 sê die volgende, dit sê, moet nie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Weet jy, en ek seker of van ons almal weet dit, so dalk moet ek dit anders te vra, besef jy vanoggend, daar's 'n verskil tussen om te weet en om te besef. Besef jy vanoggend, dat God kan nie verloor nie. Hy kan nie. Dis onmoontlik. As die Here eendag met een van ons se wetenskap moet aangaan oor of varke kan vlieg of nie. En ons mense en al ons menslike wysheid dink nee, ek gaan slim wees. Ek gaan my geld sit op varke kan nie vlieg nie. En die Here sit sy geld op varke kan vlieg. Weet jy wat gaan gebeur? Varke gaan vlerke groei en van môre af begin vlieg. God kan nie verloor nie. Daar's nie 'n situasie in my lewe wat hy gaan maak dat ek elendig iets oorkom nie. Daar's nie 'n situasie in my lewe waar die Here dink, o, jene, ek het nou nie hieraan gedink nie, hierdie het my bietjie onkant gevang, ek weet nie wat om te doen nie. So as hy nie kan verloor nie, en hy weet dat hy 'n plan het met alles, hoekom gaan ek nie na hom toe en vra vir hom, Here, waarmee is hy besig nie? Want hoor weer wat sê hy? Hy sê, as enigiemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Hy gee dit aan almal. Hy gee dit vir my, hy gee dit vir jou, hy gee dit vir ons. Jy moet net vra. Wanneer ook al die lewe moeilik raak, is die wysheid van God, is die wyse vraag om te vra, Here, wat wil U doen? En die wysste ding wat jy kan onthou, is hy is by jou, ongeag die situasie, ongeag wat jou aanval, ongeag wie jou aanval, ongeag of daar hartseer, teleurstelling, verlies, of wat ook al die omstandighede mag wees, hy is by jou. Vra hom net vir wysheid, en hy gaan jou lei ook. Volgende ding wat Jakobus aanspreek, en raai waar kom dit voor? Net in die volgende verse, is armoede. Sien, dit is die een wat ek dink die meeste mense aanraak. En ek wil hê ons moet vanoggend hierdie ding verstaan. Dat maak nie saak hoe die persoon langs jou aantrek, of hoe blink sy skoene is, of waarmee hy hier gestop het vanoggend nie. Finansies en armoede is 'n ding wat ons almal raak. Daar's 'n baie bekende gesegde en ek is geneig om daarby te staan. En ek dink dit is een of ander Amerikaanse rapper wat dit gesê het. Hy sê more money, more problems. Hoe meer geld jy het, hoe groter is die rekeninge ook. So hierdie is nie 'n aspek van my lewe wat net omdat ek my bankrekening goed lyk, ek kan dit een kant toe skuif want ek sukkel nie hiermee nie. Ja, dis okay. Ja. Dis vir ons elkeen. Sien, hierdie is een van die areas wat ek dink ons die verste weghou van die blydskap waarvan Jakobus hier praat. Want ons is geneig om te dink dat wanneer ek nie geld in my rekening het nie, wanneer ek nie finansies het om te voorsien nie, wanneer ek nie die putte het nie, dan is ek ver van volmaak wees. Ek is ver van niks kort kom nie. Is dit nie so nie? Ons dink so, ja, nee Here, ek kort net. En ons almal het 'n bedrag.
Almal het 'n bedrag in jou kop wat jy weet, as ek net dit kan kry, net dit, dan is my kop deur, dan is die saak uitgesorteer. Ons is so gekondisioneer om te dink dat geld is wat maak dat ons nie iets kort kom nie. Geld is wat maak dat ons nie gebrek het nie. Geld is wat maak dat ons volmaak gaan wees. Hoor wat sê vers 9 tot 11 van Jakobus 1, dit sê, laat die broer wat gering is, nou ander vertalings, of die Engelse vertalings, julle sal sien dan nou, praat van die arme mense. Hy sê, laat die broer wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom val af, en die skoonheid gaan tot niet, en so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. Die engel sê, believers who are poor have something to boast about, for God has honored them. Een van die ander Afrikaanse vertalings sê, vers 9, gelowiges wat nie status in die samelewing het nie. Wat is die ding wat vir jou status gee in hierdie samelewing? Geld. Geld bepaal die kringe waarin jy uithang. Geld bepaal die tafel waarom jy sit. En dit is so verkeerd. Hy sê gelowiges wat nie status in die samelewing het nie, moet trots wees op die status wat God aan hulle gee. Sien vir die persoon wat vasgevang is in armoede vanoggend, sê die Here, moenie in jou status vaskyk vanoggend nie. Moenie in jou bankrekening vaskyk vanoggend nie. Die Here sê, weet jy nie dat die vee op 1000 heuwels behoort aan my nie? Weet jy nie dat die skatkamers van die hemel behoort aan my nie? Weet jy nie dat ek vir jou kan voorsien presies in wat jy nodig het sonder om 'n sent te spandeer nie? Die Here het nie geld nodig sodat dit met jou goed gaan nie. Die Here het nie 'n budget of 'n bankrekening wat hy moet dophou en dink, "Sjoe, het ek genoeg die maand om vir hulle te gee?" Ja, nee, ek dink hulle moet maar wag tot volgende maand toe. Die Here werk nie so nie. Ek en jy werk so. Die Here doen nie. Sien, ons doen dit onbewustelik. Onbewustelik sit ons finansies en dan God en dan al die ander dinge in ons lewe. Want ons dink die Here het geld nodig vir my om dit met my goed te gaan. Ons dink hy het geld nodig sodat ek gelukkig kan wees. Ons dink hy het nodig om vir my geld te gee sodat ek volmaak en in niks kan kort kom nie. Sonder gebrek. Ons dink hy het geld nodig. Hy het nie geld nodig nie. Maak vir hom glad nie saak nie. So wanneer die loutering, wanneer die verdrukking, wanneer die beproewing van finansies oor jou pad kom, onthou hierdie ding. God het nie geld nodig nie. Jou aansien, dit waarop jy kan roem, moet nie jou geld wees nie. Moet nie jou status wees nie. Dit moet jou status in God se oë wees. Ek wil vanoggend ook net hierdie sê, want Johannes slaan groot houe. Hy haal 'n sweep uit en hy's nie bang om 'n ding te sê soos wat dit gesê moet word nie. En hy het nou die mense wat nie vir wysheid vra in die aangeval en nou val hy die rykes aan. Hy sê en die ryke in sy geringheid, want soos 'n veldblom sal hy vergaan. Want die son met sy hitte kom op en verdor die veld en die blom val af en die skoonheid gaan tot niet en net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. En dit klink amper asof die Here dan 'n probleem het met ryk mense. Dit klink amper asof hy 'n probleem het dan met mense wat geld het. En ek wil vir jou sê vanoggend, dis hoegenaamd nie die geval nie. Die Here het nie 'n probleem met ryk mense nie. Al wat hy sê is op die ou einde van sake. Wanneer jy aan die einde van jou lewe kom, word die arm ou en die ryk ou in dieselfde grond begrawe. Die arm ou se kar
gaan net so vergaan soos die ryk ou se kar. Die arm ou se huis gaan net so in mekaar val soos die ryk ou se huis. Op die ou einde is daar nie 'n verskil nie, ons almal gaan vergaan. Dit wat jy hier op aarde bymekaar gemaak het, gaan net nie bly. Kyk gou vir 'n oomblik na die mure en die dak en die ligte en alles hier om jou. Weet jy dat daar's 'n punt iewers in die toekoms wat niks van hierdie mee bestaan nie? Alles plat op die grond lê. Banke stikkend. Alles gaan vergaan. So moet jou nie roem op iets wat so tydelik is nie, sê God. Moenie dink dit is wat vir jou status gee. Dis nie wat vir jou status gee in die hemel nie, dit gee jou status op aarde. Wanneer jy besef dat geld nie byvoeg of wegvat van jou geestelike lewe nie, dan is jy nader aan die volmaakte en 'n niks kort skiet plek waar God jou wil hê. As jy besef geld gaan nie 'n verskil maak nie. Die laaste ene, en dis die versoekings van die lewe. Dis die een waaroor ons die minste praat. Niemand kom kerk toe en sê, hoorie so, ag Jesus, weet jy, donderdag het ek nou myself weer oorgegee aan daai skaapbout in die yskas. Ek het weer geëet tot ek oorloop. Ons roem nie so baie oor ons versoekinge nie. Ons praat nie so baie oor die goed wat ons pla en wat ons jaag nie. Hoor wat sê vers 12 tot 15 van Jakobus 1. Hy sê, gelukkig is die man wat versoeking deurstaan. Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskraans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. Kom ons lees net vers 12 en 13 eers. Laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Jakobus motiveer die mense, hy sê, as jy werklik gelukkig wil wees, nou hoekom vergelyk hy geluk en versoekinge, hoekom sit hy dit teenoor mekaar? Hoekom sê hy, as jy werklik gelukkig wil wees, moet jy die versoeking deurstaan? Want hoekom gee mens in vir versoekinge? Hoekom vou jy? Dis want dit maak jou gelukkig. Maar dit is lekker. Moet nooit ooit laat iemand so vir jou jok en sê sonde was nooit lekker gewees nie. As dit nie lekker was nie, het jy dit nie gedoen nie. Dit was lekker, dis hoekom jy ingegee het. Dit bring geluk, dit bring genot. Maar gelukkig is die man wat die versoeking deurstaan. Sien, daar's 'n verskil tussen hierdie versoeking geluk en die geluk wat God bied. Want hy sê, as jy deurstaan, sal jy gelukkig wees. As jy deurdruk, dan gaan jy ware geluk beleef. Hy motiveer deur om te sê dat as jy die versoeking weerstaan, want as jy die toets slaag, sal die oorwinningskraans van lewe ontvang. Ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê, toe ek 'n tiener was, toe ek op skool was, ek weet nou nie meer of die tieners dit nog steeds gebruik nie, het die jong mense 'n woord gehad, amper soos 'n akroniem. Hulle het gesê YOLO, YOLO. En waarvoor het gestaan het is you only live once, en dan het hulle dit gebruik om te sê, ek moet doen wat ek wil, ek moet alles doen. Hulle het daai vers uitgehaal wat gesê, beproef alles. Heeltemal buite konteks, by the way. En dan het hulle gedoen net wat hulle harte begeer. Of jy sê, hulle was nie soveel verkeerd nie, hulle het dit verkeerd toegepas, want ja, dis reg. Jy lewe net een keer. Wat beteken, jy het net een kans om dit reg te doen. Jy het net een kans om die versoeking deur te staan. Jy het net een kans om op die punt uit te kom waar jy sê, Here, ek gaan nie meer ingee vir die goed nie, Here, ek gaan probeer deurdruk. En hulle doen al hierdie goed, en hulle jaag al hierdie goed na, en hulle gebruik al hierdie goed, en hulle eet al hierdie goed, en
En hulle maak verskonings vir al hierdie goed, want ek wil tog net so bietjie leef. Ek wil net so bietjie leef, ek wil net bietjie die lewe geniet en ervaar. Ek wil vir jou sê, mense wat so redeneer, jaag na wind. Want jy gaan nooit, ooit die lewe ervaar nie. Ja, jy gaan dalk voel jy kom naby, maar daar's altyd iets beter. Daar's altyd iets groter, daar's altyd iets lekkerder, daar's altyd iets anderste wat ek moet najaag om bietjie lewe te hê. En hier sê God, en Jakobus skryf dit, sê as jy die oorwinningskrans van die lewe wil hê, as jy werklik wil lewe, deurstaan die versoeking. Deurstaan die versoeking, want aan die ander kant lê die lewe. So hoe begin 'n versoeking? En hoe oorwin ek en jy dit? Dis weer eens baie maklik om hier te staan en te sê, nee man, druk net deur. Moenie ingee nie, moenie vou nie. Dis maklik om hier te staan en te sê, man, maak jou knie sterk, staan jou man en druk net deur. Maar as dit so maklik was, hoekom sukkel ons dan? Sien, die woord van God sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hy kon net sowel daar gesê het, my volk gaan ten gronde weens te lui wees. So net in die volgende 2 verse. Net in die volgende 2 verse. Hoor wat sê vers 14 en 15. Hy sê, elkeen word versoek wanneer hy deur die begeerte meegevoer word en verlei word. Elkeen word versoek. So as jy hier sit vanoggend en jy het versoekinge in jou lewe, as jy sit hier vanoggend en jy het goed waarmee jy struggle, guess what? Jy's normaal. It happens. Jy woon nog in hierdie vlees. Jy's nog hier. Hierdie ding gaan altyd die maklikste en vinnigste manier kry om sonde te doen. Hy gaan dit uitsnif. Hy's soos 'n hond wie se bal jy onder die bank weggesteek het. Hy soek dit. As jy hier sit en jy het nog versoekinge, dis normaal. Jy gaan deur dit gaan. Want elke een word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer word en verlei word. Vers 15. Hier kom die probleem. Die probleem is nie die feit dat jy versoek word nie. Die probleem is in vers 15, hy sê dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde. En wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Wanneer hierdie versoeking bevrug word, wanneer ek ingee, nou ingee, om die versoeking te bevrug, is iets wat opsetlik gebeur. Dis 'n besluit. Dis 'n besluit om in jou kar te klim en te gaan daar waartoe jy nie moet gaan nie. Dis 'n besluit om jou foon oop te maak en die goed te soek wat jy nie moet soek nie. Dis 'n besluit om hierdie begeerte te bevrug. Daar's 'n mooi voorbeeld van hoe 'n mens vlug van begeerte in die woord van God. En ek hou daarvan. Die storie van Josef, Potifar se vrou. Toe sy hom raak, toe sit hy voet in die hoek en hy hardloop. Hoekom doen ek en jy nie dieselfde nie? Die oomblik as ek oplet, hier is 'n versoeking, hier is 'n begeerte, hier is iets waaraan ek moet werk. Die oomblik wat ek dit oplet, hardloop. Hardloop, draai om. As jy moet, gooi jou karsleutels by die venster uit. Sluit die deur.
trek net daar af. Maar stop dit. Iewers moet jy die besluit maak. Jy maak die besluit om die begeerte te bevrug, net so kan jy die besluit maak om dit te stop. Sien, nou dat ons tot by vers 15 gegaan het, nou dat ons verstaan hoe God te werk gaan om ons by daai punt uit te bring van volmaaktheid, van 'n niks kort skiet nie, van nie gebrekkig wees nie. Nou as ons Jakobus 1 vers 2 tot 4 lees, dan beteken dit bietjie iets anderste. Want nou verstaan ek hoekom hy sê ek gelukkig moet wees. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer julle deur allerhande versoekinge gaan. Dis 'n vreugde. Dis 'n vreugde, want as my wysheid getoets word, as ek beproef word op wat ek moet doen, dan kan ek vreugde hê, want al wat ek hoef te doen is God te vra en hy gaan vir my sê. En hy sal my help. En hy's by my. Dis 'n vreugde, want as ek op my finansies getoets word, dan weet ek kan roem in my aansien in die hemel. En dat finansies eintlik vir God glad nie saak maak nie, hy het dit nie nodig nie. En wanneer ek beproef word op my versoekinge, dan weet ek as ek net deurstaan, gaan ek lewe ontvang, die oorwinningskrans van die lewe. Dis hoekom hy sê, beskou dit as vreugde, my broers, wanneer julle deur allerhande versoekings julle oorval. Omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. Skielik is dit nie meer 'n vers wat jou omkrap as jy daaraan dink nie. Skielik is dit nie meer 'n vers wat jy dink, dit gebeur nie in my hart nie, so hoe moet ek dit dan nou glo? Dit bring nie vir my vreugde as ek deur al hierdie goed gaan. Vra die Heilige Gees vanoggend dat wanneer versoekings, wanneer beproewings weer jou pad langs kom, dat jy sal onthou wat die woord van God sê. Dat jy sal onthou, sê ek is by jou. Ek voorsien in alles wat jy nodig het. Ek gee vir jou wysheid as jy net vra. En as jy net deurstaan, gaan ek vir jou lewe ook gee. Want dan kan jy gelukkig wees. Dan kan jy vreugde ervaar wanneer hierdie goed jou pad langs kom, want jy weet wat God mee besig is groter. En wat God mee besig is, beteken meer. En wat God mee besig is, gaan vir my goed wees. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie vir u woord, Here, wat wanneer ons dit bestudeer en oopbreek, liewe Heer, wanneer ons u woord ernstig opvat, liewe Heer, dan besef ons u woord is lewensveranderend, Here. Here, dankie dat ons die voorreg het, Here, dat u met ons praat deur u woord. Here, dankie dat u nie 'n God is wat stil bly en ons laat wonder oor wat ons moet doen en hoe ons moet optree en hoe ons moet leef nie. Here, dankie dat ons weet dat u woord is ewig en dit staan vas, liewe Heer, en dit was van toepassing toegewees, liewe Heer, en dit is op van toepassing vandag ook, liewe Heer. En Here, dankie dat ons weet dat as ons môre iets kort kom, liewe Heer, u woord dit vir ons ook sal kan gee. Here, ek wil bid en vra dat die Heilige Gees elkeen van ons sal help, dat wanneer die moeilike ons pad langs kom, Here, wanneer die beproewinge swaar raak, liewe Heer, wanneer ons regtig uitgedaag word, liewe Heer, dat u Heilige Gees ons sal herinner, Here, soos dat u woord sê, u ons sal herinner aan alles wat u ons geleer het, liewe Heer. Here, ons wil bid en vra dat die Heilige Gees ons sal herinner, sodat ons hierdie goed sal onthou en nie mismoedig raak en wonder waarmee is u besig. Here, dankie vir u liefde, dankie vir genade, ons bid dit in u naam alleen. Amen en amen.